Goed, ons beweeg nou aan na Lukas 9 vers 7 tot by vers 9. Dis die volgende gedeeltetjie hierin in die voortgang en verset wat daar is teen Jesus, die voortgang van sy bediening en verset. Nou in Lukas 9 vers 7 tot 9 kry ons 'n kykie op die reaksie van mense op Jesus se bediening. Kyk, Jesus is nou besig met sy bediening en nou word hierdie bediening van Jesus sit sy bediening voort deur middel van die apostels. En soveel meer mense hoor van Jesus en dit is 'n reaksie. Nou, kyk, wie bereik dit? Dit bereik tot vir Herodes in vers 7. Herodes, die vuurvors, hoor toe van al die dinge wat deur Jesus gedoen is. Nou, vir Herodes het ons ontmoet in hoofstuk 3. Herodes die vuurvors. Het ons ontmoet in hoofstuk 3. Hy het oor Galilea regeer, of dele van Galilea het hy regeer. En hy is ook die ou wat vir Johannes die Doper gevang het. En in hierdie gedeeltetjie noem Lukas ook vir ons dat hy die ou is wat vir Johannes die Doper vermoor het, of onthoof het, of heeltemal onregverdig tereggestel het. So, Johannes, en nou bereik die evangelie van die koninkryk ook vir Herodes. Wel, Johannes die Doper het dit eintlik al vir hom gepreek. Johannes die Doper het hom gesê, bekeer jou Herodes. Nou Herodes het mos sy vrou geskei en met sy broer se vrou getrou en Johannes het vir hom gesê, dis verkeerd, jy doen sonde, bekeer jou, die koninkryk van God is op pad, die koninkryk van God kom in oordeel teen ouens wat nie bekeer nie, maar wanneer jy bekeer na die een wat kom, dan is daar vir jou verlossing, Herodes. So het Johannes die Doper gepreek, Herodes het nie daarvan gehou nie en hom in die tronk gesit. Nou bereik hier die evangelie van Jesus wat nou hier is, ook vir Herodes. Maar dit bereik Herodes op 'n manier van die mense wat praat oor Jesus. Kyk daar in vers 7. Herodes, die vuurvors, hoor toe van al die dinge wat deur Jesus gedoen is en hy was met die saak verleer, omdat deur sommige gesê is, Johannes is uit die dode opgewek. So hy hoor die storie van Jesus, hy hoor alles wat Jesus doen, en dan hoor hy dit deur mense wat daar in Galilea oral nou van Jesus begin hoor. En wat sê die mense oor Jesus? Hulle sê hy is Johannes wat uit die dood opgewek is. Ander sê weer hy is Elia wat verskyn. Nog ander sê hy is een van die profete wat opgestaan het. So, dis wat die mense oor Jesus sê. So aan die een kant, hoor ons, kyk hoe ver trek Jesus die evangelie van die koninkryk en Jesus as die koning van die koninkryk, kyk hoe ver trek dit, Herodes hoor dit nou al. Maar, wat ons dan ook opval is hoe mense reageer op hierdie boodskap. Hoe reageer hulle? Hulle erken nie Jesus as die koning van die koninkryk nie, hulle sê as Johannes die Doper wat opgewek is. Of hy is Elia, of een van die profete van die Ou Testament wat opgestaan. En dit is toch so vreemd, nie? Is dat Jesus verkondig die koninkryk. Jesus sê, ek is die koning van die koninkryk. Jesus doen wonders waarmee dit wys. En dink nou maar net wat ons al gesien het daar in Lukas 4, waar Jesus spreek in die sinagoge van Nasaret. Hy lees vir hulle Jesaja 61. Hy lees van die gees van die Here is op my, omdat die Here my gesalf het om die Messias te wees. En dan sê hy vir hulle, hy, dis ek. So Jesus preek dit, in hoofstuk 7 het ons dit ook gesien, waar Johannes die Doper wat in die tronk is, wat daai tyd nog aan die lewe was, twee van sy disippels na Jesus bestuur en van hom sê, is u die een, is u die reg, is u die Christus? En dan sê Jesus vir hom, hy luister, of sê Jesus vir daai disippels, luister, wat sien julle aan? Julle sien wonderwerke, en gaan vertel dit vir Johannes, en julle sien wonderwerke waaroor die profete geprofeteer het. Dit is wat Jesus daar in hoofstuk 7 vers 18 tot 23 vir daardie twee boodskappers van Johannes, wat hy uit die tronk uit na hulle toe stuur,
vir Johannes moet gaan vertel, en daar was 'n ander Israeliete wat ook daar gestaan het en dit gehoor het, so, hier word duidelik verkondig en duidelik met die wonderwerke gewys dat Jesus is die koning wat God stuur om sy koninkryk te bring. Hy is die koning wat deur die profete beloof is, maar dan is dit asof daar net 'n kortsluiting is by die Israeliete in hulle harte en in hulle koppe wat net nie kan raak sien dat Jesus die koning van die koninkryk is nie. En hoekom is dit so? Wel, ons sien hier ons as mense se krisis. Almal van ons lewe met voorveronderstellings. Ons lewe met idees, ons lewe met brille. Ons voorveronderstellings, ons idees, ons brille beïnvloed die manier hoe dit wat ons sien en hoor, hoe ons dit wat ons sien en hoor verstaan en interpreteer en betekenis daaraan gee. En so was dit ook met die Israeliete. Hulle het 'n idee oor hoe die Messias moet wees. Hulle het 'n idee oor hoe die koninkryk wat kom en wat deur die Ou Testament profete verkondig word moet wees. Trouwens, hulle het baie daarna verlang, maar hulle het 'n baie sterk eie idee daaroor gehad. Was presies aards geweest, dit was 'n idee geweest dat die koninkryk van God moet hulle bevry in die eerste plek van die onderdrukkende Romeine, van die onderdrukkende Herodes, en dat dit 'n politiese besigheid moet wees. Terwyl die koninkryk wat Jesus verkondig nie pas by hierdie idees van Israel nie. Sy koninkryk is 'n wêreldwye koninkryk, is 'n koninkryk wat in die eerste plek aanbreek in jou hart, en op die manier verander dit ook jou lewe en uiteindelik die lewe van mense in hulle gesinne, en hulle ganse lewe word dan uiteindelik verander en hulle kom lewe onder die koningsheerskappy van God, maar dit kom nie polities nie, dit kom nie militêr nie, dit kom nie met 'n oorlog nie, dit kom nie met 'n rebellie nie, dit kom deur die prediking van die woord, deur die werking van die Heilige Gees, en dit loop uiteindelik uit op die wonderlike sukses van die nuwe hemel en aarde. Maar die koninkryk kom deur Gees en die woord, en met 'n Messias wat ly aan die kruis, dit het net glad nie ingepas by die idee van die Israeliete nie. Dit is ook hoekom hulle nie Jesus kan raak sien, Jesus van Nasaret kan raak sien as die koning van die koninkryk nie. Ja, dit wat met die Israeliete aan die gang is met ons almal van nature aan die gang. En ons sien dit in 1 Korintiërs 2 byvoorbeeld. 1 Korintiërs 2 sê in vers 14, die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, want dit is vir hom dwaasheid, en hy kan dit nie verstaan nie, omdat dit geestelik beoordeel moet word. En van nature is ons nie daar nie. Die natuurlike mens neem die dinge van die Gees van God nie aan nie, die prediking, die evangelie, deur die Heilige Gees, ons neem dit nie aan nie, ons het net hierdie aversie daarteen, ons verag dit, ons verwerp dit, dis vir ons dwaasheid, en so was dit met vir Israel ook gewees. Maar so is dit vir alle mense, daar moet iets in ons harte gebeur, ons gaan net nog daarby uitkom, daar moet 'n wonderwerk in ons harte gebeur, sodat ons die regte brille kan kry, sodat ons op die regte manier geestelik kan sien en geestelik kan hoor wat gebeur. So dit is wat ons moet raak sien hier in Lukas 9 vers 7 tot by vers 9. Die evangelie brei nou kragtig uit, want Jesus werk ook deur sy apostels, dit brei uit tot selfs by Herodes, hy hoor dit ook, maar dan is daar hierdie vreemde reaksie van die Israeliete op hierdie evangelie. Hulle sien Jesus raak sy koning van die koninkryk nie, en hoekom nie, want hulle het die verkeerde brille, is geestelik blind, geestelik doof, hulle hoor nie reg nie, hulle sien nie reg nie, en ook Herodes bly in die duister, dis vers 9, hy sê, Johannes het ek onthoof, maar wie is hierdie man van wie ons sulke dinge, of van wie ek sulke dinge hoor? Almal is half in die duister. Vraag is,
is Jesus se missie dan 'n mislukking. Want Jesus is besig om te verkondig, Jesus doen wonders. En mense kom nie daarby uit om te sê, Jesus is die koning van die koninkryk. Jesus stuur sy apostels uit. Hulle preek, hulle doen wonders, maar mense kom nie daarby uit om te sê, Jesus is die koning van die koninkryk nie. Is Jesus se missie dan 'n mislukking? Dis 'n groot vraag. Groot vraag, ook vandag. Is Jesus se missie in hierdie wêreld, deur ons wat sy disippels is, deur die prediking van die woord dan 'n mislukking? Het lyk baie maal, ek het so asof dit nie lekker wil werk nie. Is dit 'n mislukking? En ons gaan net nou by die antwoord op hierdie vraag kom by ons derde sessie vir hierdie week se ouer toerusting. So, dis ons volgende sessie gaan dan wees versie 10 tot by vers 17 van Lukas 9.